Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre. Ons lees Openbaring 13. Ek lees uit die ESV. And I saw a beast rising out of the sea, with 10 horns and 7 heads, with 10 diadems on the horns and blasphemous names on its heads. And the beast that I saw was like a leopard. Its feet were like a bear's, and its mouth was like a lion's mouth. And to it the dragon gave his power and his throne and great authority. One of its heads seemed to have a mortal wound, but its mortal wound was healed, and the whole earth marveled as they followed the beast. And they worshipped the dragon, for he had given his authority to the beast. And they worshipped the beast, saying, "Who is like the beast, and who can fight against it?" And the beast was given a mouth, uttering haughty and blasphemous words, and it was allowed to exercise authority for 42 months. It opened its mouth, and it uttered blasphemies against God, blaspheming his name and his dwelling, that is, those who dwell in heaven. Also, it was allowed to make war on the saints and to conquer them. And authority was given it over every tribe and people and language and nation, and all who dwell on the earth will worship it. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain. If anyone has an ear, let him hear. If anyone is to be taken captive, to captivity he goes. If anyone is to be slain with the sword must he be slain. Here is a call for endurance and faith of the saints. Then I saw another beast rising out of the earth. It had 2 horns like a lamb, and it spoke like a dragon. It exercised all the authority of the first beast in its presence, and makes the earth and its inhabitants worship the first beast, whose mortal wound was healed. It performs great signs, even making fire come down from heaven to earth in front of people. And by the signs that it is allowed to work in the presence of the beast, it deceives those who dwell on earth, telling them to make an image of the beast that was wounded by the sword and yet lived. And it was allowed to give breath to the image of the beast, so that the image of the beast might even speak and might cause those who would not worship the image of the beast to be slain. Also, it causes all, both small and great, both rich and poor, both free and slave, to be marked on the right hand or the forehead, so that no one can buy or sell unless he has the mark, that is, the name of the beast or the number of its name. This calls for wisdom. Let the one who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 666. Goeiemôre Ligpunt. Baie welkom aan elkeen van julle. As jy vandag die eerste keer by ons is, goeie hoofstuk om by te wees. Wel dan vir jou. Nee, dit is goed om julle hier so te hê, vriende, soos wat Dewald ook genoem het. As jy vandag vir die eerste keer hier is, ons het vroeër in die jaar het ons gekyk na 'n gedeelte, 'n blok uit die boek van Openbaring. Ons maak vandag klaar, soos Dewald gesê het, klaar met die tweede blok van die boek Openbaring, en dan gaan ons ergens volgende jaar nog, hopelik volgende jaar sal ons die volgende blok van Openbaring doen en hopelik deur die boek kom. En so, as jy vandag vir die eerste keer hier is, of enige van die vorige preke in die reeks gemis het, sal ek jou aanspoor om te gaan kyk daarna, dalk te gaan luister daarna, ook nie net om op te vang met die hele boodskap van Openbaring nie, maar ook so 'n klein bietjie vir ook die manier wat ons die boek benader hier by Ligpunt. So ons gaan
Ons gaan kyk na hierdie gedeelte vandag. En so kan ek jy sommer in die begin net sê, hou jou blaadjie, daai teksgedeelte of jou Bybel byderhand, soos wat ons kyk na God se woord vanoggend saam hierso vriende. Ek dink daar's 'n beginsel in die lewe wat ons almal mee vertroud is. Dis 'n beginsel vir al wat waar is wanneer ook al ons in 'n oorlog of in 'n stryd betrokke is. En dit is die waarheid dat ek en jy het nodig om ons vyand te ken. Know your enemy. Daai is eintlik baie bekende woorde van Sun Tzu, die Chinese militêre strateeg 500 jaar voor Christus al. Hy is die ou wat daai woorde gepen het. Know your enemy. Ons almal ken daai woorde en ons wêreld werk volgens dit, nee. Dis die rede hoekom maatskappye soos Samsung en iPhone mekaar se selfone uitmekaar uitruk en mekaar se fone bestudeer, want jy moet jou vyand ken. Dit is wat Rassie en elke week gaan dit kom. Dit is wat Rassie en Jacques Niemann naby gedoen het met al die spanne in hierdie World Cup. Hulle is besig om te probeer analiseer hoe werk die ander spanne, wat doen hulle. Vriende, dit is dieselfde rede hoekom Israel heidaglik in hulle oorlog teen Hamas elke dag verskriklik baie staat maak op intel, op die intelligensie wat hulle benodig in daardie stryd waarin hulle is. Vriende, en dieselfde beginsel, net soveel, maar baie meer belangrik, geld ook in die geestelike stryd waarin ons as gelowiges onsself bevind. Vriende, ek en jy het nodig om ons vyand, die Satan, te ken. Kyk saam met my op die skerm na woorde wat dit amper net as 'n gegewe vat. Ek kan soveel ander tekste in die Bybel na toe gegaan het, maar 2 Korintiërs 2 vers 11 sê dat ons het nodig om die vyand te ken sodat ons nie deur die Satan bedrieg sal word nie, en sodat ek en jy nie met die Satan se planne onbekend sal wees nie. Maar ek dink hier lê die uitdaging vir ons. En ons het so 'n bietjie daaraan geraak laasweek, maar op die beste van tye, veral vir ons as hedendaagse westerlinge, dis al klaar vir ons as Christene in die Weste. In 2023 is dit vir jou en vir my baie moeilik om regtig te glo dat daar is iemand soos die Satan, 'n werklike persoonlike vyand teen jou en my. Ons sukkel al klaar daarmee, maar ek dink dan verder, selfs vir ons wat dit glo, is die gevaar dan dat wanneer ons dink aan hom, dan word die vyand en die vyand se strategieë raak vir ons wat baie kere na verwys word, en is 'n goeie woord, maar quote-unquote spiritual warfare. En die som totaal baie kere, die manier wat ek en jy moet uitkyk vir hierdie duiwel, wat in hierdie wêreld spiritual warfare teen ons doen, is baie kere, strek nie baie ver verby, hoorie, moenie, toe ek jonk was, moenie Liewe Heksie kyk nie, moenie Harry Potter lees nie, oppas vir daai masker wat in jou huis is, want jy weet nie net, op 'n of ander manier gaan die duiwel jou vang nie. En dit so baie kere raak amper die som totaal van ons spiritual warfare, ons manier van om uit te kyk in hierdie geestelike stryd. En ek dink die duiwel lag lekker as hy ons net op daardie maniere kan besig hou. Jy sien die fout, vriende, ons het begin vanoggend met ons call to worship en daai bekende woorde wat ons almal ken, Efesiërs hoofstuk 6, wat jou en my herinner dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is 'n geestelike stryd. Maar dan die fout wat ek dink ons baie kere maak, is om te dink, omdat dit 'n geestelike stryd teen 'n geestelike vyand, die duiwel is, dat daai geestelike stryd nie in vlees en bloed kategorieë in hierdie wêreld met jou en my teen ons die oorlog voer nie. Ek dink dis 'n fout wat ons baie kere maak. En so wat ek wil hê ons vanoggend oor saam moet gesels, is vriende, hoe lyk dit? Hoe lyk die Satan se oorlogsvoering teen ons as gelowiges hier in 2023 hier in die regte wêreld? Hoe lyk die Satan se oorlogsvoering teen jou en my? Dit is waaroor Openbaring 13 handel. Oor vandag. En in die verlede en in die toekoms. Maar hierdie is hoe hy oorlog maak teen ons. Laasweek as jy hier was, sal jy onthou het ons gekyk na Openbaring 12. En in Openbaring 12 was eintlik die begin van 'n visioen wat al die pad gaan strek tot by Openbaring 14. Ons is nou in die middel van daai groter visioen in die boek. En as jy hier laas week was, sal jy onthou het ons gesê dat Openbaring 12 is 'n baie belangrike hoofstuk in die boek. Dit is reg in die middel van die boek en ons vind die sentrale boodskap van die hele boek in Openbaring 12. Dit vertel vir ons dat alles wat in hierdie wêreld aangaan, moet ek en jy verstaan, is uiteindelik 'n geestelike stryd teen die Satan.
En reg in die middel van die middelste hoofstuk van Openbaring, letterlik in die middel, kry ons regtig die groot, kom ek sê, die goue versie van die hele boek, wat vir ons sê, in hierdie geestelike stryd, teen die vyand die Satan, is die manier wat ons as gelowiges oorlog teen hom maak. Dit was laasweek gewees, vers 11 van Openbaring 12, ons maak oorlog teen die Satan by wyse van die bloed van die lam en die woord van die getuienis oor die lam, met ander woorde die evangelie. Dis die manier uiteindelik wat ons die fight wen teen die Satan, met die evangelie. Nou laasweek, kyk saam met my op die skerm, het geëindig met hierdie prentjie. Hierdie was die beeld waarmee Openbaring 12 geëindig het, en ek wil hê ons moet hierdie prentjie voor oë hou vanoggend. Openbaring 12 vers 17, Then the dragon became furious with the woman and went off to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. And he, the dragon, stood on the sand of the sea. Nou ons gedeelte gaan maar net aan, vloei maar nou net aan van daardie prentjie, van daardie visioen. Vandag se gedeelte bou op daardie beeld, en in Openbaring 13, vriende, gaan ons nou sien wat die draak nou gaan doen. Die draak is besig om oorlog te maak teen God se mense. En hier staan hy, een voet in die water, een op die strand, een op die land. En nou in vandag se gedeelte sien ons hoe die oorlog uitspeel by wyse van twee aardse agente van die draak. In vers 1 tot 10 gaan ons sien hierdie gedierte wat uit die see uit opkom. En dan in vers 11 tot 18 sien ons die tweede gedierte in vers 11 tot 18 wat uit die land uit gaan opkom. En ek wil net hê ons moet saam daarna kyk. Hier is die eerste gedeelte. Hou jou Bybel byderhand. 10, Openbaring 13, die gedierte wat uit die see uit opkom. En ek wil weer eens sê, onthou, hierdie was 'n visioen wat Johannes gesien het. Meer as om dit te hoor, moet ek en jy sien wat Johannes gesien het. So ek wil vinnig hierdie eerste 10 verse se prentjie wil ek vir ons skets. En so probeer dit imagine saam met my te sien. Johannes sien, onthou, die draak staan een voet in die water, een op die sand. En Johannes kyk na die see se kant toe. En uit die see uit sien hy hierdie angswekkende, verskriklike gedierte wat uit die see uit aangestap kom. Nou in Joodse reg deur die Ou Testament, nee, ons het dit al tevore gesê in Openbaring, is die see verteenwoordig, die see reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament simboliseer en kommunikeer die idee van chaos en die idee van boosheid. En dit is hierdie gedierte se woonadres. Hy kom van daai kant van die treinspoor, van die kant van chaos. Hy kom van die kant van boosheid. Dit is sy woonadres. En sien dan hoe hierdie gedierte aan jou en my beskryf word. Kan jy hom sien? Die beskrywing vers 1 tot 4, scary monster. Hierdie gedierte het 7 koppe. En op elkeen van die 7 koppe is daar godslasterlike name getatoeëer. Op sy 7 koppe het hierdie gedierte 10 horings. En op elke horing is daar 'n edelgesteente wat maak dat hierdie horings van hierdie gedierte laat hom lyk asof hy 'n koning is. Hy het hierdie koninklike aura om hom. En sien raak hierdie gedierte se lyf. Die lyf van die gedierte lyk soos die van 'n luiperd. Kan jy dit imagine? Maar sy voete lyk soos die van 'n beer. Sy mond lyk soos die van 'n leeu. En dan is daar 'n groot coronation service. Soos toe Prins Charles voor in die jaar koning gemaak is, imagine hierdie coronation service. Hier is die draak wat nou hande oplê op die gedierte. Die ganse mensdom is daar en hy word nou hier aangestel as koning. Die draak gee vir die gedierte alle krag en mag en gesag. En soos wat die draak vir hierdie gedierte hier by die coronation service al hierdie autoriteit wat heeltyd deur die teksgedeelte kom, hierdie autoriteit gee, wat gebeur? Ons word vertel dat hierdie draak het soos 'n dodelike wond, 'n fatal wound, en dan daar voor die oë van die skare word die dodelike wond genees. En almal sê, wow, amazing. Die ganse mensdom klop hande, hulle juig en hulle aanbid
die draak, die gedierte wat deur die draak aangestel word. En sien dan saam met my vriende daar die koninklike bewind van hierdie gedierte in vers 5 tot 8. Met sy krag en met sy mag en met sy gesag word hy dan aangestel om te regeer vir 42 maande. Ons het al baie keer in die boek van Openbaring gesien, is dieselfde tydperk as 3,5 jaar wat ons al tevore gesien het uit Daniël uit verwys na die ganse tydperk waarin ons onsself nou bevind in hierdie wêreld. En in hierdie tydperk waarin ons onsself bevind, hier regeer die draak in hierdie wêreld nou vir 42 maande. En sien jy sy heerskappy, die teks sê dat hy is baie arrogant, sy houding is vol bravade, wanneer ook al hy sy presidential speech maak, is dit net godlasterlik die heeltyd. Inderdaad, hierdie koning het 'n vyand, en hy maak oorlog teen sy vyand, maar hierdie koning, die gedierte, se vyand is God se mense, die heiliges, en hy oorwin hulle. Ten minste for all intents and purposes in hierdie wêreld lyk dit asof hy hulle besig is om hulle te oorwin. Hy verdruk en vermoor die heiliges, terwyl die res van die mensdom hierdie gedierte aanbid. Inderdaad, sê vers 8, almal aanbid hom wie se naam nie in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Nou wat beteken hierdie prentjie? Wat kommunikeer hierdie prentjie? Vriende, soos res hierdie boek van Openbaring, gaan ek en jy net verstaan wat hier aangaan as ons dit lees in die lig van die Ou Testament. Daar is 3 tekste uit die Ou Testament waaruit hierdie gedeelte primêr op gebaseer is. Dink aan 'n konsertina. Ons het gisterand 'n movie gekyk en daar was 'n trekklavier. Dink aan 'n trekklavier of 'n konsertina. Openbaring 13 is soos daai trekklavier konsertina wat bymekaar is. Maar as ek en jy hom uitmekaar uittrek, dan sien ons dat Openbaring 13 is gebou aan die hand van veral 3 baie belangrike Ou Testament tekste. Ek wil eers 'n bietjie tyd hier spandeer want dit is krities belangrik dat ons dit verstaan en dit nie verkeerd kry nie. Die eerste Ou Testament teks hier is Daniël hoofstuk 7 wat ons al baie kere in die boek Openbaring gevind het. In Daniël hoofstuk 7, vriende, het Daniël net soos Johannes ook 'n visioen. En in Daniël hoofstuk 7 is die visioen oor 4 gediertes. En die een gedierte lyk soos 'n luiperd, die een gedierte lyk soos 'n beer, die ander gedierte lyk soos 'n leeu en die ander gedierte het 10 horings. Die 4 gediertes het tesame 7 koppe, soos in ons gedeelte. Die gedierte met die 10 horings praat, sê Daniël hoofstuk 7, groot dinge, arrogante dinge. En hulle is daarop uit om met hulle krag en hulle mag en hulle gesag spesifiek die laaste gedierte om oorlog te maak teen die heiliges. Maar ek en jy hoef nie te wonder waarvoor staan die gediertes in Daniël 7 nie, want die teks sê dit vir ons. Daniël, die hele boek van Daniël, die tweede helfte van die boek maak dit duidelik dat hierdie gediertes in Daniël ten minste simboliseer aardse konings. Die wat op hierdie aarde mag en krag en gesag geniet. Nou in die boek van Openbaring raak dit redelik duidelik en die teks maak dit duidelik dat daai 4 gediertes in Daniël se historiese konteks spesifiek het verwys na die Babiloniese ryk, die Mediese ryk, die Persiese ryk en die Griekse ryk. Maar hier in Openbaring 13, wat het ons? Daai 4 gediertes is saamgesmeld, saamgemorf en nog 'n groot gedierte. En die punt is duidelik. Die punt daarvan, vriende, is dat hierdie gedierte in Openbaring 13 simboliseer aardse regerders en regerings, aardse wêreldse magsfigure en magstrukture van alle tye en alle plekke, nie net een nie, klomp, jaar in en jaar uit. Maar as ons die konsertina verder uittrek, meer teruggaan in die Ou Testament, is die tweede Ou Testament teks wat belangrik vir ons is Psalm 2. As jy laasweek hier was, sal jy onthou dat in Psalm 2 wou die draak die vrou doodmaak, veral die vrou, om seker te maak dat die kind van die vrou word nie gebore nie, en daardie kind in Openbaring 12 sal met 'n yster scepter regeer. Psalm 2 vers 9 natuurlik verwys na Jesus,
die Messias, die koning van God se koninkryk. Kyk hoe begin Psalm 2, vers 1 tot 2. Psalm 2 begin en sê, "Why do the nations rage, and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against his anointed." Die punt, vriende, soos wat ek en jy by Openbaring 13 is dat die gedierte van Openbaring 13 is nie net sommer enige aardse koning of enige aardse magsfiguur of struktuur nie, maar spesifiek daardie aardse magsfigure en strukture wat rebelleer teen die koninkryk van God en teen koning Jesus se heerskappy. Maar ons moet die konsertina, die trekklavier nog verder terugtrek, reg na die begin van die Bybel toe. Genesis hoofstuk 1 tot 3. Hoe begin die Bybel? Die Bybel begin te sê dat soos wat God die wêreld skep op die 6de dag, skep hy die mens en hy skep ons, Genesis 1 vers 26 tot 28, om konings te wees. Weet jy dit? Besef jy dit? Jy is aangestel deur God om 'n koninklike te wees. Die opdrag aan ons is have dominion, gaan hê heerskappy, gaan regeer namens die ultimate koning, gaan regeer as sy onderkoning oor hierdie wêreld. Maar Genesis 3, die Satan kom na Adam en Eva toe, sê vir Adam en vir Eva, nee, jy kan koning wees, maar jy kan jou eie koning van jou eie koninkryk wees. By the way, dis die hele punt van die gedierte, en ons gaan dit later ook nog sien in die gedeelte. Die hele rede hoekom die beeld van hierdie tipe van regeerders gediertes is vriende, want jy is submens. As jy probeer regeer apart van onder die heerskappy van die ultimate koning, dan is jy minder as mens. Die beeld van God in jou, Genesis 1 vers 26 tot 28, is gebroke. Jy begin meer soos 'n dier te lyk en op te tree. Maar die punt daar, vriende, is dat uiteindelik Genesis 3 vers 15 sê God vir die draakslang van Genesis 3:15, daar sal een gebore word uit die vrou en hy gaan jou vernietig. En dit is die storie van die Bybel, dit is die storie van Openbaring 13. Dit is wat in hierdie wêreld aangaan, vriende. Dit is soos wat die Satan uiteindelik by wyse van goddelose aardse konings, regeerders en regerings probeer seker maak dat die werklike koning en sy koninkryk nie geskied nie. Dis wat aangaan. Nou vriende, Openbaring 13 se interpretasie van wêreldgeskiedenis is 'n klein bietjie anders, is baie anders as wat jou en my kinders in hulle geskiedenishandboeke op skool leer. Dis 'n ander manier, die eintlike manier wat ek en jy moet sin maak van world history. Wêreldgeskiedenis is inderdaad 'n Game of Thrones wat afspeel. Waar Satan by wyse van die gedierte aardse regeerders en regeerders wat goddeloos is, probeer om die werklike koning en sy koninkryk te verwerp en te vernietig. Dit is wêreldgeskiedenis, eintlik. Dis wat aangaan volgens die Bybel. En vriende, hierdie gedierte wat ons in Openbaring 13 vers 1 tot 10 van lees, is natuurlik opmerklik deur wêreldgeskiedenis. Dis opmerklik in antieke geskiedenis, as jy nou dink aan die Bybel, ons sien byvoorbeeld hierdie eerste gedierte uitspeel by die toring van Babel. Daar sien jy die gedierte. Ons sien hom in Farao in Egipte, daar sien ons die gedierte. Nebukadneser in Babilonië, wat omdat hy, dis nog interessant, ek het dit vanoggend raak gelees weer, Nebukadneser word soos 'n dier, presies vir hierdie rede. Ons sien die gedierte uitspeel met die Herodes wat vir Jesus en al die kinders probeer doodmaak om te seker te maak Jesus word nie gebore uit die vrou uit nie. En in die tyd van die boek van Openbaring is hierdie gedierte Rome. Dit was in hulle tyd. Daardie aardse regeerders wat Christene vervolg en vermoor het. Maar vriende, hierdie gedierte is ook opmerklik in onlangse wêreldgeskiedenis, is dit nie? Ons sien die gedierte redelik maklik, baie van ons ten minste, in Hitler in Duitsland. Daar's 'n voorbeeld, maar net een van baie plekke waar hierdie gedierte sy kop uitgesteek het. Ons het hom gesien met Stalin in Rusland, met Mao in China, met Kim Jong-un heiliglik in Noord-Korea. Maar
Vriende, dit is nie so eenvoudig nie. Die gedierte is nie net daar ver weg nie. Dit is meer subtiel. Partykeer kom die gedierte, die wolf kom partykeer in skaapklere. Hierdie is die punt wat ek en jy moet verstaan. Wanneer ook al, vriende, wanneer ook al die konings van hierdie wêreld die heerskappy van koning Jesus verwerp, elke keer wanneer enige magsfiguur of magstruktuur van hierdie wêreld die heerskappy van koning Jesus verwerp en sy koninkryk skade berokken, is die gedierte aan die werk. Dit gebeur gewoonlik in 'n wêreld soos ons vandag, gewoonlik ten minste in 'n westerse wêreld, by wyse van wette en beleide wat God se wil en God se woord teëgaan, wat afbreek doen aan die beeld van God in die mens. Enige wetgewing wat besig is om Babel te bou, wat Sodom en Gomorra vestig, elke keer wat daar godslasterling is by wyse van die agendas en die reëls in hierdie wêreld, elke keer wanneer heiliges benadeel word, vriende, daar is die draak besig om by wyse van die gedierte oorlog te maak. En ek en jy onthou natuurlik die storie van Rooikappie. Ons wens net, as jy klein is, jy wens net jy kan skree vir Rooikappie, jy kan vir sê, luister, dis nie jou ouma in die bed nie. Dis nie jou ouma nie, dis die wolf. Dis die gedierte. Vriendin, sien jy dit? Sien jy die wolf in ons bed lê? Sien jy onder al die pomp en die seremonie en al die politiese spin van ons wêreld, die tande en die naels van die gedierte? Kan jy dit sien? Vriende, ons sien dit. Ons sien die eerste gedierte in die liberalisme van byvoorbeeld, net voorbeelde, van byvoorbeeld Kanada en Australië. Ek is jammer om dit te sê, ook Nieu-Seeland actually. Vriende, ons sien die gedierte in die kommunisme van China en Rusland en van politieke partye soos die EFF en groot gedeeltes van die ANC. Ons moet dit erken. Ons sien die gedierte in die gierige kapitalisme van die VSA en van Engeland en van die UAE. Ons sien die gedierte in die terrorisme van groepe soos ISIS en Hamas. En vriende, ons sien die gedierte in die rasisme van, ons moet dit vir mekaar sê, van die ou Suid-Afrikaanse bedeling en van die hedendaagse staat van Israel. Selfde gedierte, selfde ding, is besig om God se wil, God se woord, God se opdragte nie uit te voer nie. Die vraag is, wat staan ons te doen? Wat ons te doen staan is eerstens, ons moet nugter en opgewasse wees. Ek weet nie of jy het opgetel het nie, ek het wens ons het meer tyd gehad, ons gaan nog baie sien in Openbaring. Wat ons het uiteindelik in Openbaring 12 en 13, is ons sien die draak en die twee gediertes, wat al drie gekommunikeer word in dit wat hulle kan doen, dit wat hulle doen en hoe hulle aanbid word in goddelike terme. Ons vind hier eintlik 'n onheilige drie-eenheid, wat as dit ware optree as 'n skynGod, wat in hierdie wêreld God speel, wat in hierdie wêreld gehanteer word as God, wat God naboots. En in die gedeelte sien ons, wat doen die mense? Hulle kyk na die God van hierdie wêreld en sê, wow, amazing. Ons moet vir hierdie ouens bang wees, ons moet buig voor hierdie ouens, ons moet ons lewens gee vir hierdie ouens. Vriendin, ons het nodig om nugter en opgewasse te wees. Tweede ding wel is, ons het nodig, sien jy daar in vers 10, ons het nodig om geduldig te wees en vol geloof op te tree. Die aanhaling daar in vers 10 verwys na hoe God se mense in ballingskap is. Hulle lewe in 'n wêreld waar die goddelose konings regeer en hulle word gesê dit is die wêreld waarin hulle is. Vriende, dis ons wêreld. En ek en jy word geroep daar hier waar goddelose konings regeer tans, moet ek en jy endure. Ons moet geduldig wees, ons moet vas staan. Ons moet getrou bly. Ons moenie ingee nie. Ons moenie die game speel nie. Ons moenie kwaad met kwaad vergeld en in sonde reageer nie. Ons moet wag in geloof
op die koms van die ware koning. Hier's die tweede gedeelte. Ons is in vers 11 tot 18, bietjie vinniger gaan ons na hom kyk. Die tweede gedeelte, vers 11 tot vers 18. Kyk saam met my daar, probeer weer sien wat Johannes in sy visioen gesien het. In vers 11 vind ons nou die kamera wegdraai vanaf die see af en dit draai land se kant toe en kan jy sien daar oor die horison aangestap kom 'n tweede gedeelte. En hierdie gedeelte blyk op die oog af minder scary te wees as die eerste gedeelte. Hierdie gedeelte het minder krag, minder mag, minder gesag. Hy het net een kop en hy het net 2 horings, maar hy het superpowers. Sien jy die tweede gedeelte se superpower? Dis sy mond. Wanneer die tweede gedeelte praat, hoor jy die gesis van die draakslang van Openbaring 12 vers 9 en van Genesis 3. Inderdaad, hierdie tweede gedeelte is ondergeskik aan die eerste gedeelte. Sien jy dit daar, die tweede gedeelte se gesag is deur die eerste gedeelte aan hom gegee en die tweede gedeelte het 'n job description. Sy werk is om die inwoners van die aarde te kry om die eerste gedeelte te aanbid. Die tweede gedeelte het die vermoë om wonderwerke te doen. 4 uit die hemeltyd laat gestort, wat by the way in die Ou Testament Moses en Elia was. Met ander woorde, die manier wat hierdie tweede gedeelte sy party tricks doen, laat almal dink dat hierdie is dalk selfs 'n profeet van God af. Maar eintlik, net soos die duiwel, wat beteken in Openbaring 12 vers 9, die woord duiwel, daar is die woord deceiver. Net soos die duiwel is hierdie aardse agent vers 14 ook besig om eintlik net die aarde te deceive, om die mensdom om die bos te lei, om hulle te kill, om hulle te verlei. En daar's 3 aspekte tot die tweede gedeelte se verleidingswerk. Sien jy dit daar in vers 15 tot vers 18? Alles te doen met propaganda. Eerstens, propaganda is wat die propaganda van die tweede gedeelte doen is om asem te blaas in die beeld van die eerste gedeelte, met ander woorde om lewe te gee aan die menslike verteenwoordigers van hierdie demoniese magte van die wêreld. En hy gee lewe aan hulle, hy's die een wat hulle in hulle magsposisie sit. Die tweede gedeelte is die een met sy propaganda wat seker maak dat almal wat nie die eerste gedeelte aanbid nie, word op die einde van die dag vervolg en vermoor. En derdens, hierdie propaganda van die tweede dier is besig om almal te kry. Almal is die woord, almal klein en groot, ryk en arm, vry en slaaf, om met die merk van die gedierte, die nommer 666, gebrandmerk te word. En soos wat jy gemerk word in die antieke wêreld, as jy 'n slaaf is, wat die tweede gedierte doen, is hy deur sy propaganda maak dat die mensdom ultimately slawe word van die eerste gedierte. En vers 17 sê spesifiek ekonomies in die houvas van die eerste gedierte bly. Nou waarna verwys die tweede gedierte? Ek en jy hoef dit weer eens nie uit te dink nie. Openbaring sê hierdie vir ons, 3 kere gaan ons ten minste spesifiek hierdie tweede gedierte weer ontmoet in die boek van Openbaring, maar onder 'n ander naam. Kyk saam met my op die skerm na Openbaring 19 vers 20, wat ek dink die duidelikste plek is vir jou en vir my, om te weet wie die tweede gedierte is. Openbaring 19 vers 20 sê, and the beast was captured, so hierdie kyk nou verder vorentoe in wêreldgeskiedenis, and the beast was captured, and with it the false prophet, who in its presence had done the signs by which he deceived, presies dieselfde woord as in ons gedeelte, the signs by which he deceived those who had received the mark of the beast and those who worship the image. Die punt is, vriende, die tweede gedierte in Openbaring 13 simboliseer die vals profeet. Die vals profete in elke tyd en in elke plek wat met hulle gevleelde woorde en hulle indrukwekkende vertonings
die mensdom kry om die goddelose magsfigure en strukture te bly gehoorsaam. Wie ook al besig is om dit te doen, om ons te kry om die wêreldse magsfigure en strukture te gehoorsaam in steede van koning Jesus. Ou Testament was dit vir koning Balaam, was dit die valse profeet Balak, Numeri 22, en dan word dit presies as 'n voorbeeld vir ons gegee in Openbaring 2 vers 14. Vir koning Agab was dit sy vrou Jezebel, wat ons in Openbaring 2 ook van lees, was dit sy vrou Jezebel, Isebel, se Baal profete gewees, 1 Konings 18, wat God se mense wil oortuig van 'n beter God om voor te lewe. In Jeremia 14 was dit die valse profete wat vir 'n sondige Israel welvaart, prosperity beloof het. In Jeremia 23 was dit die valse profete, hulle word valse profete genoem, wat vir 'n goddelose Israel sterk in hulle kwaad en sê, luister, die dinge wat julle doen is actually fine, dis nie so bad nie. In Jesaja 30 was dit die valse profete wat vir Israel gesê het om polities gesproke hulle sekuriteit in Egipte te gaan plaas. Egipte kan julle red. Moenie luister vir God nie, luister vir Egipte, die wêreldmoondheid van die dag. En vriende, Jesus gee presies dieselfde taal as Openbaring 13, gee Jesus dieselfde waarskuwing. Kyk saam met my op die skerm na Matteus 24. Wanneer Jesus praat van die tyd van verdrukking wat die hele tyd is, vanaf Jesus se eerste koms tot tweede koms, is die tyd van verdrukking, is hierdie wat Jesus sê. En hy praat met die mense toe, wat daar was in sy midde en met ons almal vandag. Jesus sê, and many false, not one, many false prophets will arise, and they will lead many astray. Presies dieselfde woordjie in die Grieks, die deceive, in ons gedeelte. Vers 24, for false Christs, die eerste gedierte, and false prophets, die tweede gedierte, will arise and will perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Presies soos in Openbaring 13. Vraag is, wat staan ons te doen? Die teks sê dit vir ons. Het jy dit daar gesien, vriende? Kyk sommer na vers 18. This calls for wisdom. Ek en jy het nodig om nugter te wees. Ek en jy het nodig om opgewasse te wees. As die valse profeet deceptive is, as hy 'n wolf in skaapklere is, dan het ons nodig om wakker en opgewasse te wees vir die tweede gedierte. En vriende, ek dink die tweede gedierte manifesteer in ons wêreld met twee gesigte. Okay? Ons sien die tweede gedierte net soos in die Bybel, net soos in die res van wêreldgeskiedenis ook vandag. En hy het twee gesigte wat hy hom in vermom na ons toe. Die een is 'n sekulêre gesig. Jy sien, ons lewe, vriende, in 'n wêreld waar die valse profete van vandag, sekulêr gesproke, maar hulle is nog steeds profete, waar hulle goddelose ideologieë, het sy dit polities is, of ekonomies is, of eties is, propageer en die heeltyd. En hoe dit werk is gewoonlik, en ek pik nie op ouens wat universiteit te werk nie, maar dit het histories in die Weste, ten minste vir die laaste 200 jaar, word daai ideologieë gevorm in ons deur die intelligentsia van ons wêreld in ons universiteite, en dan filter dit deur in die teksboeke vir die studente, dit filter deur na die teksboeke vir die skole, en dit filter deur éventueel vir nie net na ons kinders toe nie, maar dit filter deur na jou en my by ons huis. En die valse profete is besig met hulle spin, met hulle agenda, en dit kom na jou en my toe by wyse van Hollywood, en dit kom by wyse van Netflix, dit kom by wyse van die musiek wat ons luister, journalisme, kom by wyse van social media, oor en oor en oor en oor, en die profeet is voltyds aan die werk. Net 'n voorbeeld daarvan sal wees, ek gaan 'n voorbeeld vir ons gee, kom ons dink net op byvoorbeeld op die oomblik, gender wars, en soos wat gender wars in ons wêreld afspeel. Vriende, ek en jy lewe in 'n wêreld vandag, waar dit ernstig verwerp word. Wat is die rolverdeling tussen 'n man en 'n vrou? Het ons verskil met mekaar oor wat is 'n man, wat is 'n vrou?
Die huwelik word permanent aangeval. Die huwelik word heeltyd gesê, man, huwelik is nie belangrik nie. Hoe jy lewe voor jy getroud is, maak ook nie regtig saak nie. Met wie jy trou, maak nie saak nie. Vriende, hoor jy tweede gedierte in dit? Daai is debatte wat 50 jaar gelede, 100 jaar gelede in universiteite gehou was en gewen was. Al 100 jaar terug. Dit het nou maar net nou eers by wyse van skole en by wyse van ons TV's en radio's en ons fone by jou en my in 2023 opgekom. En so is die mensdom slawe van wêreldse magsfigure en strukture, die eerste gedierte, wat uiteindelik die draak se wil laat geskied. Is ons opgewasse teen die Satan se slinkse strategieë in die geestelike stryd, vriendin, waarin ons onsself daagliks bevind. Maar die valse profeet kom ook na ons toe met 'n godsdienstige gesig. Karl Marx, baie van julle sal dit weet, natuurlik die vader van kommunisme, het gesê religion is the opium of the people, en in een sin was hy 100% reg. Verkeerde godsdiens in die verkeerde hande met die verkeerde motiewe is 'n kragtige manipuleerder wat die eerste gedierte gebruik om mense te kry om hom te gehoorsaam in hierdie wêreld. En ek wens, ek moes vanoggend so baie uitsny. Daar's baie meer wat gesê moet word, en as jy wil koffie drink hoor, kan ons gaan gesels daaroor. So ek kan nie deur dit alles gesels nie, maar ek wil net 'n paar vir ons uitwys. Vriende, histories, is dit nie wat die Staatskerk gedoen het met Duitsland nie? Staatskerk het terwyl die Tweede Wêreldoorlog gegaan het gesê, luister hierdie Hitler en die Third Reich is awesome, dit is van God af. Jy weet jy moet Romeine 13 gehoorsaam, sê die Staatskerk, is maar net die valse profeet wat besig is om die gedierte te dien. En vriende, natuurlik in ons eie land in Suid-Afrika onder die ou bedeling, ten beste het die kerk stil gebly, ten beste, ten slegste baie kere, en ons moet ons skaam daaroor en ons moet dit sê vir mekaar, het die kerk apartheid probeer Bybels regverdig. Maar dis maar net 2 voorbeelde. Dit gebeur nou in ons land. Dieselfde ding gebeur nou in ons land. As jy kyk na elke keer as een of ander politieke party se leier gaan na 'n kerkdiens toe en dieselfde ding speel af. Maar vriende, ons lewe wel dink ek in die weste in 'n wêreld waar ons minder sien die godsdienstige gesig van die valse profeet, waar hy baie naby in die staat is. Ek dink ons as 'n moderne mens is redelik skepties vir dit. Maar 'n ander manier godsdienstig gesproke wat hierdie plaasvind natuurlik, is dat daar is ander konings ook in hierdie wêreld, nê, wat aanbid moet word. En dit is ek en jy. Ek en jy. En so baie kere, en dis wat die hele Nuwe Testament vol is, vind ons die valse profeet wat vir jou en vir my kry om die eerste gedierte te wees. Wat vir jou en my kry om koning van ons koninkryk te wees. En liberale teologie, prosperity gospel en die seeker sensitive movement is maar net obvious voorbeelde. Daar's baie ander, maar voorbeelde, vriende, van hoe die gesis van die tweede gedierte besig is om jou en my te kry om die verkeerde koning te aanbid. Hy's oral, kan jy hom sien, hoor jy hom, is jy opgewasse teen hom. En ek wil afsluit, ek wil begin afsluit, vriende, hoekom? Ek wil afsluit met vers 18, hoekom moet ek en jy wys wees, hoekom moet ons nugter en opgewasse wees, teen hierdie aanslag van die Satan in ons geestelike stryd? Ek wil jy met my asseblief baie mooi hoor, ons moet opgewasse wees, vriende, want ek en jy wil nie met die merk van die dier gevind word nie. En ek wil daarmee afsluit. Daar word baie ink gemors, dink ek dit word gemors, oor wat aangaan en wat presies is nou die merk van die dier, wat presies word gekommunikeer deur die 666. Ek dink al wat ons nodig het om te weet, is dat dit is 'n teken dat jy behoort nie aan God nie, jy behoort aan die vyand.
Maar hoor asseblief tog mooi, die punt van Openbaring 13 vers 8 is nie so seer wat die merk is nie. Punt eintlik hier is wie die merk vir jou gee. En ek wil hê ons moet dit verstaan soos ons afsluit, vriende. In Jesegiel hoofstuk 9 waarsku God vir Israel. God sê vir Israel, Jerusalem, ek kom in oordeel. God sê vir Jesegiel, sit 'n merk op die voorkop van my mense en almal wat my merk op hulle voorkoppe het, sal wanneer ek in oordeel kom, sal hulle gespaar word. Ek gaan dit sien dat hulle die merk op en hulle gaan gespaar wees. Kyk nou Openbaring 14 vers 1, net die volgende versie na Openbaring 13 vers 8. Okay? Dis die volgende versie. Openbaring 14 vers 1 sê, Then I looked, and behold, on Mount Zion stood the Lamb, and with him 144,000, wat ons nou gesien het in Openbaring 7. God's people, who had his name, the name of the Lamb, and the name of his Father, written on their forehead. Vriende, dis die evangelie. As jy iemand is vandag hier, en jy kyk na die lam, hy's so anders as die aardse konings. Hy's 'n koning wat nie ander mense doodmaak om te regeer nie. Hy gee sy lewe op aan die kruis om sy mense te dien. Ons koning, die leeu, is die lam. En as jy in Jesus die lam vertrou, dat hy op die kruis die oordeel gevat het wat ek en jy verdien het, dan is God nou jou, nie jou vyand nie, hy is nou jou Vader. En die naam van die lam en die naam van jou Vader is op jou kop geskryf, en wanneer God in oordeel gaan kom, is jy veilig. Jy gaan gespaar wees, want sy naam is op jou kop geskryf. En dis die punt van Openbaring 13 vers 18. Die punt is, dat as mense in hierdie wêreld, wat die naam van die Satan, van die dier op hulle voorkoppe reeds het. En so in hierdie wêreld, deur die gedierte, wys hulle nie oordeel nie, hulle word gespaar, want hulle behoort aan die gedierte. En ek los ons daarmee, vriendin, dit is die tee-aansluiting waar elkeen van ons by gelos word vanoggend. En almal in hierdie wêreld. Ons 2 paadjies vir jou en vir my. Ek en jy kan kies om neer te buig voor konings van hierdie wêreld. Ons kan neerbuig in hierdie wêreld voor die gedierte. As jy voor hom neerbuig, sal jy gespaar word van sy oordeel. Of ek en jy kan kies om neer te buig, en jy kan nie albei doen nie, voor koning Jesus. As jy voor koning Jesus gaan neerbuig, gaan jy die oordeel van die eerste gedierte ervaar, maar jy gaan gespaar word van die ewige oordeel van koning Jesus. Vriende, kom ons wees wys, kom ons kies die regte koning, kom ek en jy vermy die ergste oordeel. Kom ons bid saam. Ja Vader, ons wil vir U loof en prys dat U 'n God is wat U self en ons wêreld aan ons openbaar. Ons dank U daarvoor, ons loof en prys U, o Heer. Maar ek bid en vra dat ons sal wys wees. Ag Here, vir die wat ore het om te hoor, vir die wat oë het om te sien, sal U by wyse van die Gees ons help om nugter, opgewasse en wys te wees. Here, ons wag geduldig, Jesus vir U om terug te kom. En vir die dag wat U koninkryk ten volle ingebring sal word en ons vir alle ewigheid saam met U die goeie lewe sal geniet, sal U ons behoed en bewaar en deur U woord en die Gees te doen tot daardie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.